Dink 'n bietjie wat God se arm is nie te kort om te help nie. God se oor is nie te swaar om te hoor nie. So hy sien jou, hy's by jou, maar julle oortredinge en myne het so groot geword dat hy sy aangesig verberg vir ons. Terwyl jy sit, bely jou sondes. En as jy by 'n punt gekom het wat jy nie meer het nie, dan moet jy weet, is jy nie op pad hemel toe nie. Dan moet jy weet, jy's nie so goed nie. Jy's nie meer op pad hemel toe nie. Of the Lord, blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Is dit nie hoekom ons op hierdie aarde is, om sy naam te proklameer nie? Hy het jou nie aarde toe gestuur om te kyk hoeveel vleis kan jy opeet en hoeveel brood kan jy eet terwyl jy hier is nie. God het nooit in die plan gehad dat jy gebore word, dat jy moet 'n klomp geld maak en al slapper raak in hom nie. God se plan was nog altyd dat hy jou wil seën en dat jy hom sal proklaim. Is nou net een skaapboer of twee skaapboere en een bokboer en een skaapboer, soos ek nou daai vergelyking vat, het ek moeilikheid, maar kom ek vat dit. Wanneer jy 'n stoet skaap kry en jy spog oor dit, dan sê jy net, is goed nie, hy kom met die Kalahari uit, hy's wonderlik nie, kyk Lin, is op jou wat ek nou praat. Maar weet jy wat jy sê aan die einde? Maar my God het dit so gebewerkstellig. As jy staan tussen die brandewyndrinkers, moenie sê, die Here, die skaap is wonderlik, hy sal hom lekker braai, maar dit was Jesus hoor. Ek het dit gedoen my eerste maand van bekering. Ek het nou gaan duiwels uitdryf in Jesus naam. Hoekom is ons skaam? Hoekom is ons skaam vir daai naam? Hoekom is ons skaam? Het jy geweet dat jy hom direk weer kruisig as jy weer 'n pakkie tik gaan koop? Het jy geweet, jy's een van die Romeinse soldate, as jy 'n pakkie sigarette gaan koop, dan kruisig jy hom? Het jy geweet, as jy 'n bottel drank gaan koop, dan kruisig jy hom? Het jy gesien die week toe ek op Facebook net iets, 'n krokodil met 'n glasie drank en sigarette, nie eers 'n mens nie, 'n krokodil het daar gesit en rook en drink. Toe ek sê, jy moet ophou drink en rook, ek gaan van jou 'n handsak maak. Toe is almal op my, ek het met die krokodil gepraat. Dis loop my. Jy veroordeel ons. Weet julle hoeveel baie mense gaan voor God staan? Dankie julle. Op die troon, voor hom, nie op die troon nie, voor hom. En dan kyk hy so, dan sê hy, toe ek my profete gestuur het, my evangeliste, my pastore, om jou te waarsku, het jy gesê, hulle judge. Esegiel 3 sê, as jy iemand anders nie waarsku nie, het jy bloed op jou hande. Maar hoor gou baie mooi, wil dit ook sommer die nek inslaan, godsdiens. As jy vir 5 jaar lank, elke dag 6 keer post, hoe verkeerd is vrymetselary, is jy net so van die pad af. Het julle my? Het julle my? Jy kry mense wat vashak by een ding. As ek oor drank elke dag 3 keer op my Facebook praat vir 10 jaar lank, is daar fout. Ons moet nie vashak by dit nie. As 'n fyn lyn by godsdiens en 'n verhouding met God. Maar daar's 'n groot verskil. Hoor jy? As 'n fyn lyn, maar 'n groot verskil. Die ou wat godsdienstig is, gaan dit miskien maak.
maar hy het geen verhouding met die Here nie. Maak seker jy het 'n verhouding met Jesus. Maak seker jy sit stil met hom, dan gaan jy nie geïrriteerd raak. Hoor nou mooi, nou moet ek mooi sê, want die mense sal sê, ek is nou hier met Willie eintlik besig. Maar toe kies ek die woorde verkeerd, toe kies ek hulle sommer op my ook van toepassing. En ons pastore doen mos nie sonde nie. So ek moet dit nou net regstel, Willie. Nee, wat ek sê, ek wil sê, jy gaan geïrriteerd raak, jy gaan moedeloos raak, jy gaan, maar hoor, as die druk kwaai op jou is, het julle al gedink, daai ou net een ou, Willie, om met almal se situasies te sit hier, ek praat nou nie van, armige pastoor Wally, wat net met sy vrou wil gesels, ons kondig af, want ek sê hom, kom ons doen 'n toets, wanneer sy vrou hier is, dan gaan kla niemand by hom. Dat hy ook 'n rus kry. En hierdie ouens wat so sê, hulle sal 24 uur vir die Here werk, kan gerus kom aanklop. Net vir 'n maand. Dan kan die studente by jou kla. Dan kyk ons gou, wat doen jy na dag 3? Maar, dit het goed gegaan. Maar wragtig het een, en hy sit te slaap, hy luister die eers, daai Engelsman. Hoor, hy hoor die eers, ek praat van hom. Maar hy het weer gegaan, en gaan disturb. Hoor gou mooi, daar's fout met ons ore. En partykeer is ons ore nog alright, maar wanneer die klank hier ingaan, en ek praat van myself, dan blok dit hier op 'n kol, want daardie deel van die brein wat sê, maar jou moet jou hande en jou voete begin iets doen. Daar kom ons hier uit hier. Ek hou hierdie week 'n man dop, wat, as ek altyd hier by die krokshop met almal praat, sit hy net so stil. Ek sê altyd, ek gaan julle nou moontlik weet wie is dit. Ek sê altyd, hoe voel dit om 'n poedel lewe te hê vir jou? Om altyd deur jou hare te kyk die wêreld, maar ek sien vanoggend is dit baie mooi oop. Maar ek hou hierdie ou dop. En ek sien hy spandeer geweldig tyd. En hy keer die perde. Eers dink ek, waarvoor sit hy jaag jy die perde so? En ek gaan staan buite en ek kyk, en ek sien, hy wil hê dat die emos ordentlik eet. Hy bly hulle afkeer. Dit vat hom seker 'n halfuur. En ek besef, poedeltjie is 'n skaaphond. Hy kyk mooi. Dis vir my mooi. Dis goed wat God sien. Wat jy nog nooit kom spog dat jy doen dit nie, maar God sien dit raak. En so is daar goed, kan ek vir julle sê, as al die studente nou weggevat word op hierdie plaas, verkoop ek alles. Want ek is te lui om te werk. Julle is soos 'n ratte. En as julle in werking is, dan loop dit. So af en toe sies dit, want die olie is te min. En dan gaan daar 'n rat wat 'n bietjie deurmekaar is. Ek sê vir my vrou hierdie week, ons het die skoonste varkwater in Suid-Afrika. Ja, jy kan maar kom check. Check ook kyk jy myne. Ja, jy het nou nippels. Ons het bakke. Gaan kyk, hoe word hulle skoongemaak. Die waterraad sal eintlik op ons toesak. En hulle mors ook nie die water nie. Daar's bome wat geïdentifiseer is. Ek dink daai een doen hulle nie altyd nie. Wat hulle die water op uitgooi. Ek sê nou vir jou wat jy agter die rug doen, sien God. Lorenzo in sy ou dae, nie nou nie. Lorenzo doen nie dit. Zoep, zoep. Vergeet dit nou. Dis 'n profetiese handeling. Hoor nou mooi. Ek hou van sy hart. En laat sluit iemand toe. 'n liefde van sy lewe. Laat sluit dit toe laasweek. Hy kom na my toe, sê oom, kan ons Harry maar uitkry nie. Dis 'n mooi hart. Sy Harry uitkry net om haar te soen nie, maar uitkry omdat hy wil regtig hê sy moet verander. En ons gaan haar inboek en sy gaan regkom. Is sy nog daar? OK.
Hoor gou mooi. Vat net hier as 'n voorbeeld, dit was in sy ou lewe. 'n Hoender druk sy kop deur die oogiesdraad. En agter die bale kruip 'n muishond weg. En toe hy sy kop so deurdruk, spring die muishond af en hy hap sy kop af. Elke derde aand. Tot ek later agterkom, die hoender, die muishond gebruik speserye om hierdie hoender te eet. Niks lelik teen jou nie, jy pas goed op. Hy het dit kom bely. Maar net so 'n bietjie, die Here sien ook daardie muishond, maar jy's nou nie meer 'n muishond nie. Jy's nou 'n oulike ouetjie, hoor jy? Prys die Here. Net so 'n bietjie gesels. God sien raak. Ek het die week, ek mag seker nie daaroor getuig nie. Hierdie week gehoor en ek het dit gebruik in my vergadering die week. Van 'n ou wat die mense drop, maar ek sal nou nie daaroor getuig nie. Ek gaan nou stil bly, want ons is hier op kameras. Kameras kyk vir ons, so ek gaan nou net eers aanbeweeg. Maar Jaco Junior, ek wil jou iets sê. Jy's een van die betroubaarste mense ook wat ek ken. En God sal jou beloon daarvoor. As jy tog net wil vir Kylen ook luister, maar nou ja. Man, haar naam is soos hy uitkom. Ok. Awalde, almal konsentreer altyd op die 2% foute wat jy maak. Hulle sien nie die 210 wat jy reg doen nie. Stem jy saam? Maar God sien dit. Hy kry 'n kar, hy vat sy eie kar en hy sit 'n ry op en af. Mense, julle daar al aan gedink hoe ry hy daai kar klaar? Op en toe terug. Wie van ons sal nog, en ek praat daar buite, ek praat nie net met ons, ek praat op 'n kamera. Wie van ons sal nog 2-3 keer 'n week met 'n grondpad ons eie besitting op en af sit te ry het en ons kan dit so gesien het, dis 'n ander ou se bediening. Dis nie my bediening. As ons so redeneer. Hy stryk die kudu. Tot die kudu kyk so. En sê, en hierdie kar wat soveel stof is, ek hardloop liewerster weg. Maar okay, los dit nou daar. Los dit nou daar. Hy kyk vir my so of hy wil my iets sê. Maar hoor gou mooi. Ek sê vir Stella, ek dink R20,000, hulle gaan hom nie regmaak, jy is te veel skade. Hulle sal so 20,000 uitbetaal. Stella het gesê 15. Iemand anders het gesê 30. God kom. Hy kar was 4 keer gesaai in die lewe. Dit was my kar, dit was François se kar, dit was Struys se kar, dit was die Weskus waar hy die ergste deurgeloop het. Se uitreikings, en dit was jou kar. Was daar nog iemand tussen? 5 keer. Nie 4 keer nie. Gesaai. Okay, wat sê die Bybel van die Fariseërs wat hulle trompette voor hulle uitblaas, wat hulle doen op straat? Maar okay, kom ons los dit nou maar. Maar hoor gou mooi. God laat hom uitbetaal R115,000 vir daai kar. Sorry dat ek die bedrag noem, maar God moet die eer kry, want ons dink 20 of moontlik 30. Weet julle hoekom? Omdat hy nie teruggehou het vir God nie. Ek wil homself vandag spog, maar in die Here. Weet julle hoekom het ek nog nooit nie 'n kar gehad nie? En niks van mense wat nie kar het nie, dit gaan nou nie daaroor nie. Ek het nog nooit my kar vir die evangelie terughou nie. Inteendeel kan ek seker, as ek al my kilometers vir 32 jaar moet optel wat ek vir my persoonlik gery het, sal my kar splinternuut staan. Ek het minder gery as wat my vrou eenmal 'n maand Appington toe vir haar hals ry. Mense nou die dag, en daarmee is seker niks fout, as 'n kerk dit doen nie, God kan daar ook sien. Praat van jare terug, het ek al gehoor van iemand wat 'n toelaag kry vir hande, vir naels en make-up uit die kerk uit. Nie die pastoor nie, pastoor se vrou.
Toe was dit R7.000, dis so 15 jaar terug. Ek sê nie is verkeerd nie. Maar 15 jaar terug, wat moet jy alles polish? Ok, dit kom nou verkeerd uit. Maar wat moet jy alles? Kom ons los dit net dan. Wag, kom ons gaan. Wat sê jy skrif, dink so 'n bietjie. Ok. Kom ek wil vandag praat. Hoe aarde. Hoe op aarde. Nou, toe Ansari sê sy moet 'n banner maak, toe was ek nog nie ingebid nie. En ek was ook nie ingebid, wat is die tema nie. Maar op daardie tyd toe roei ek deur die week met mense, en ek sê, hoe op aarde kry mense dit reg? Ek sê vir Ansari toe sê, hoe op aarde? Maak hom sommer hoe op aarde. Later toe kom voeg die Here nou iets by, en ek gaan nie preek nie. En mense moenie hier is hulle, ouers kyk graag my goed, en ek is bly ouers, en moet baie keer bel ook. En dan sekere ouers moet baie keer julle kinders ook bel. En sekere ouers moet baie keer vir hulle kinders na die krokshop toe ietsie stuur om 'n gaskoeldrinkie te koop. Ek weet van studente wat hier by my deur is, 3 jaar, 4 jaar lank, dat 'n ouer nooit 'n R10 gestuur het. Dankie vir die ouers wat stuur. Dankie. Baie dankie vir ouers wat omgee. Ons belewe nou nog hulle tyd wat hulle meer omgee. Maar is maar nog skraps. Soos vanoggend moet die kameras draai en ons gaan nie dit doen nie. En ek moet mense interview hier. Gaan julle hoor, ons almal wil hê ons kind moet afkom van dwelms af. Ons almal wil hê ons kind moet prosper. Maar ek as ouer wil niks daaraan doen nie. Ek is vir hom so kwaad. En dit is wat gesê is 2 weke terug. Hy kan maar vrek sonder koeldrank. Ouer, hy gaan nie vrek sonder koeldrank nie. Hy's so rooi kop ou. En ek sal jou graag die woord wou gesê het. Wat maar vir jou kind sal sorg. En ek sal. Ek het dit. Dis hoekom my vrou kanaals doen. Ek het dit. Want my God bless my. En as jy te sleg is om na jou kind te kyk, sal ek na hom kyk. Ouer, studente hoef nie sleg te voel volgende, maar dit is tyd dat ek die goedjies moet aanspreek. Julle weet nie wat agter die gordyn aangaan nie. Ja, is party ouers wat nie sal kyk hierdie program nie, want hulle is nog op straat. Kry hulle jammer. Gaan nog van die manne oplaai, ons gaan hulle soek. En kyk wat ons nog kan doen. Want ek sal ook graag my pa wil gehad het. Ek wonder nou, as ek nou ry, en ek kry die ou nou op straat. Stel as jy hom eerste aan die huis inlaat. Sy sal. Ek weet daarom nie. Ek sal nou eers sê, gaan 'n bietjie af na die karavaan toe. Ons sal volgende week praat. Nee, luister hierso. Julle moet julle ouers ook lief hê. Julle moet julle ouers ook lief hê. Maar ek wil praat wat hierdie week, en man, as jy aflei van wie ek praat, bel my, want dit is van jou wat ek praat. Ek het 'n meisiekind hier, wat haar matriek hier gemaak. Hy's baie al hulle matriek hier gemaak. 3 jaar hier. Dis ouers wat nog al nie drinkie, nie rookie. Maar ek weet nie waar is die liefde. Het hulle nooit 'n geldjie stuur vir 'n koeldrank vir 3 jaar lank. Ek stuur hierdie meisiekind Pretoria toe op 'n tyd. Want die ouers bly ook daar naby. En ek sê, kan jy net dat sy kom hallo sê. Hierdie meisiekind is skoon van dwelms. Hierdie meisiekind gedra haar. Sy werk hard. Hulle sê, nee asseblief nie. Dat vir jou een woord. Jy kan die Here dankie sê dat jou kind nie gegaan het en gaan begin 'n suipet en dwelms gebruik het vir die verwerping wat jy op die kind doen nie. Kan jou nie 'n ouer noem nie. Ek moet met hierdie seer sit. Dan bel mense my, dan vra hulle, hoekom is ek so ongeskik? Nou, dis nie 'n verskoning, ek moet nie ongeskik wees nie, maar hoor gou mooi. Ek sit dagliks op die foon en met mense wat so maak. As ek moet vandag nog sê wat laas week al gebeur het. Dis verskriklik.
Ouers, ek praat met julle vandag. Ek weet die kinders kan julle ook teleurstel. Maar ek vra die ouers. Ek lees vanoggend hier by 5 uur se kant ook. Stuur ek dit vir my kinders, te sien ek, Ansorie, sit 'n hartjie, sy laf dit. Paulus sê, dis nie julle kinders wat vir die ouers moet bymekaar maak nie. Dis die ouers wat vir die kinders moet bymekaar maak. Is nou? Maar Ansorie moet net verder lees. Op ander plekke sê dit duidelik dat jy na jou ouers moet omsien. Sy stuur eerste 'n rooi hartjie. Sy like daai, ouers moet vir die kinders bymekaar maak. Ou Dani, het jy gewonder hoekom? Hy sê dit so in die Bybel. Jy moet maar bymekaar maak. Die kind wil ook mos nou gaan. 8 jaar hier by ons. Prys die Here. Maar ons wil nou party vir haar gooi. Ek wil jou nog laat weet. Vetgemaakte kalf moet jy so lank af vir ons hou. Ons wil 'n lekker party gooi. 11de verjaarsdag. En dan, ons weet nog nie of ons op die Dinsdag gaan party hou, of hy Saterdag, want die Saterdag is almal by 'n kamp. So, ons sal nou maar kyk, jy sal maar jou boerdery moet los van die week, sê die boer binne in sy hart. Ag, dankie tog. Want hulle is al so moeg van verskoningsparty, om uit te dink om nie te werk nie. Nie al die boere nie, ek praat van Dani Lombard, nie van die ander boere nie. Ok, kom ons gaan aan. Dani sê hierdie week vir my. Hy sê, julle pastoortjies wat so speel. Hoe dink ek, nou gaan ek nie verder praat nie. Ons sien mekaar Sondag. Nou ek wil eintlik hier ingekom het, toe dink ag, hy lyk so mooi. Laat hom maar. Nee, ek spot so my. Hy het lekker gespot nou net. Prys die Here. Is dit nie lekker, Dani, dat ons kan lag? Dat ons kan sê, nooit wil ek jou weer sien nie. Ek vir jou. Ek het al vir my vrou gesing, toe ek nog gedrink het. Andrei Swart se liedjie, ek wil jou nooit weer sien, sê ek. Ek wil jou nooit weer sien. Ek drink my liewer dood in die kantien. Ons kan hom goed oor ons uitspreek. Nou ek wil vanoggend sê aarde. Aarde. En almal ken die Onse Vader. Maar kom ek lees hom net vir ons so 'n bietjie weer. Laat hy lekker in ons geheue kom. Hy sê, so moet julle dan bid. Onse Vader. Nou ek gaan nie oor die Onse Vader preek vandag nie. Ek gaan net een sin uithaal. Wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Onthou daai een. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Terwyl julle studente nou sit, vat jou papier en pen. Jy moet nie uitskeer nie, besoekers kan ook. En skryf neer iets kort. Wat pla jou hier op aarde? Tot in School of Fire. Aanhou se voete wat stink. Wat pla jou hier op aarde? Skryf gou neer. Dani bedink iets. Almal bedink iets. As jy nie skryf het. Jakob bedink iets. Wat pla jou hier op aarde? Ek dink as ons nou moet sê, noem ons 'n ry name van ander wat ons pla. Maar as daai ouens noem, dan noem hulle ons weer. Soos is ons skuldig, ons almal dra skuld. Maar hoor gou. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Ek dink ons gaan hierdie maand wat kom net op dit werk. Wil julle Bybels wees? Hallo, wil julle Bybels wees? School of Fire? Steek hand op as julle wil Bybels wees. Wil julle Bybels wees? Hy sê, gee ons daaglikse brood. Los die diepvries, moenie vleis bysit nie. Niks pampoen nie, net brood vir 'n maand. Hy sê, gee ons daaglikse brood. Is dit reg, Wallace? Nee, ons sal daar maar ietsiekie bysit. Prys die Here. En vergeef ons al ons skulde, soos ons ook vir heiden vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot alle ewigheid. En vers 14 en 15 wil ek net lees.
Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemel is, julle ook nie vergewe nie. Ek wil met dit beginne. Hoor vandag, as jy iemand nie vergewe nie, jy gaan nie hemel toe nie. Ja. As nie, ek hoor vanoggend, toevallig sê Isak Burger, op die toilet gaan sit, toe luister ek, want ek het nogal baie respek vir hy man. Toe praat hy nogal oor onvergewensgesindheid. Toe sê hy, daar is geen sins onderhandelbaar nie. As jy nie vergewe nie, gaan jy hel toe. Hoor vandag wat ek julle sê, want jy hou jou bo God. Jy besluit van wie hou jy en wie hou jy nie. Hoor gou, almal hoef nie van almal ewe te hou nie. Maar as jy iets teen iemand het, gaan jy nie hemel toe nie. Jy gaan brand en smelt en dan gaan jy besef, daar's iemand wat vir jou gesê het, in hierdie plek, jy moet bekeer van jou onvergewensgesindheid. Sekere sondes bring siektes. Partykeer is 'n siekte net 'n siekte. Matteus 10 sê, en hy het die disippels geroep en dan hulle die mag gegee oor onreine geeste, oor kwale en oor siektes. Partykeer het jy 'n kwaal, partykeer 'n siekte, dit bring Satan ook so by the way. Maar partykeer het jy 'n bose gees. Hoekom jy siek bly? En omdat jy nie genoeg vas en bid en God se aangesig soek nie, en net 5 minute en 10 minute met hom kuier, daarom bly sit daai demoon vir 5 jaar en 10 jaar. Hoor die woord. As jy werklik God soek en sê los my uit vir 3 dae, is die demoon weg. Maar mense wil kits. Dryf hom gou uit by my, hoor. Want môre wil ek weer 7 ontvang. En iets wat snaaks is. Hoeveel oproepe kry ek per maand? Van pastore af. Of mense wat sê, is in hierdie dorp iemand wat 'n duiwelke uitdryf? Dan sê ek, jou pastoor? Sê nee, hy doen nie dit nie. Pastoor, ek wil nie beledigend raak nie. Maar ek wil jou regtig sê, as jy nie 'n duiwelke uitdryf nie, dan stap jy saam met hom. Daar is die ander woord nie. 'n Pastoor en 'n dominee wat 5 jaar, 10 jaar in 'n bediening is en nog nooit 'n duiwel uitgedryf het nie, jy's 'n kansvatter. Moenie skryf P-A-S-T in jou naam nie, skryf kansvatter. Want jy's nie 'n pastoor nie. Klaar. Lekker vir die pastore en die dominees. Jy wat sê dat jy wedergebore is, al is jy nie 'n pastoor nie. Jy is ten minste 'n jaar of 2 al wedergebore, nog nie 'n duiwel uitgedryf nie. Same. Want as jy werk vir God of iets doen vir hom, dan sal jy al duiwels uitgedryf het. Duiwels is oral. Jy kan by jou huis gaan en hulle uitdryf daar in Jesus naam. Jy kan oral gaan en hulle uitdryf in Jesus naam. Kan ek nou vir jou iets sê? Vir party mense help. Niks nou op jou nie daar nie met ons Facebookie. Vir party mense help. Die duiwel help hulle om 'n geestelike boodskap te tik op Facebook. Hoor jy wat ek sê? Party mense word deur Satan gehelp om 'n geestelike boodskap te tik. Bybelversies, alles. Want dit kom nie uit jou hart uit nie. Dis 'n gewoonte. Soos 'n tafelgebed. Dankie Here vir die kos wat ons kry. Maak ons opreg dankbaar. My seun, my kinders, hier kom God. Dis vir 'n lekker bord kos. Ek voorsien die skaap, ek voorsien alles. Here, ek is nie so lekker dankbaar oor dit. Jy maak my tog dankbaar toe. Hierdie kos wat jy vir my gee. Nee wat, dis nou nie so erg nie. Maak my dankbaar, Here. Van Luca gee François gee vir van Luca chocolate. Hy staan so hy sê dankie. Hy sê nee. Maak jy my dankbaar. Dis soos ons bid. Maak u my dankbaar. Hier is vir jou. Jy gee vir iemand 'n kar vir jou kind. Jou kind sê, ek sê eintlik bly nie, maak my dankbaar. So elke dag aan tafel sê jy vir God, dankie vir die kos, maar maak jy my maar dankbaar. Ek is nie regtig dankbaar nie. Dis wat ons sê. Wat wil ek nou bereik? Ek wil net ster.
En nou wil ek aan die kant toe stuur. Nou iemand vang nou hierdie ding vir die eerste keer in sy lewe en hy 46 jaar oud. Wat doen hy vanaand by die familieete? As iemand uit sy hart uit bid, Here, baie dankie vir die kos, maak ons opreg dankbaar. Die persoon het nog nie daar gekom nie, maar hy bedoel dit opreg. Hey! Jy het verkeerd gebid, Roy het dit vanoggend gesê. En hy maak so die kos onsmaaklik dat niemand wil eet nie, want hy's godsdienstig. Los die mense uit en bid in jou hart. Here, laat hulle later hierdie referein sal verstaan. Amen. Julle lees wat ek sê. Ek wil nog een ding sê oor onvergewensgesindheid. Van alle sondes bring onvergewensgesindheid die meeste siekte. Ek wil dit gesê het, en vanoggend toe sê Isak Burger dit. Van alle sondes bring onvergewensgesindheid die meeste siektes. Ons het al by mense wat kanker gehad het. Het hulle op sterf lê, as hulle vergewe, is die volgende dag reg. Ek sê nie alle kankers is onvergewensgesindheid nie, want dit is ons ook nou al genoem, ons sê so, dis nie wat ek sê nie. As ek rooi vleis eet, kry ek partykeer gout, nou sê party mense, jy's onvergewensgesindheid. Ek hou my nie hoog vir ewe nie, maar ek weet mos in my binnekamer, en ek weet mos, ek hou niks teen niemand nie. Ek bly vergewe. Nou, ek weet mos, hy kom nie net as ek vir iemand, daar buite miskien vies is, hy kom wanneer ek rooi vleis eet. Dan weet ek mos, hierdie is 'n siekte. Ek moet aan my eetgewoontes werk. Maar as jy reg eet, en dan is jy sommer gout, en dan is daar 'n fout. Onvergewensgesindheid bring die meeste siektes, en baie kanker, en mense sal dood deur onvergewensgesindheid. Mary Baxter, die vrou wat die hel besoek het vir 40 dae lank, nee, saam met Jesus, elke dag, het gesê, sy het op 'n vrou afgekom, wat nie kon vergewe nie. Dan staan daai vrou, en dan val die vrotvleise so van haar af. Jy eet die wurms. Jy kry mense wat so arrogant is. Dan sê hulle net so. Hoe kan daar nou vlamme in die hel wees en wurms? Hey, jy is so ver van God af. My God maak wurms wat deur vlamme, hy kan enigiets doen. Wat gaan met jou aan? 'n Ou wat so redeneer is verskriklik ver van God af. Hy ken nie hierdie God nie. Hulle sê, dan val hy vleise so af. En onthou, jy voel dit soos jy nou sal voel as vleise nou afval. Soos daai vrou geteken het, die wat so masturbeer en seksuele goed het en porn kyk. Hulle kom sukkel op bande aan, met vleissaag, en dan word hulle so oopgesplit. Noem dit gruwel, noem dit wat jy wil. As ek jou kan keer om nie hel toe te gaan nie, is ek baie dankbaar. Baie mense sê altyd, met die aborsie, julle moet nie so gruwelik, onthou jy Lindy daai tyd, hy sê hulle, ons moet nie dit so erg wys nie. Dis nog erger by die hospitaal, die kind wat julle vermoor. As dit ver agtergeraak is, oor die 1200 nou, 'n dag, wat ons in Suid-Afrika vermoor, en ons is meer gepla oor 'n renoster as 'n kind. Ek like renosters, en laat ons vir renosters opstaan. Maar wil jy vir my sê, ons staan vir al hierdie goed op, en ons staan vir ons wit vel op, na Trump toe. En nou haal ek 'n ding aan. Ek hou van wat Trump teen die woke, LGTB, aborsie opsê. Ek hou daarvan. Ek hou van Julius Malema, wat sê, ons myne moet 'n geslag beginne gemyn word, laat ons mense werk kan kry. Julius is reg. Maar is Julius met Kiel de Boer reg? Nee, so ek stem met Julius saam, met een ding, is nie te sê ek moet met alles saamstem. Ek hou van wat Trump daar sê. Maar na hy 'n seksklag gehad het wat waar is, en wat hy vir God kan dankie sê dat hy vrykom, gaan dank hy 9 mense in die hof af wat hom vervolg het. Hulle het hom reg vervolg. Ek is nie teen Trump nie. Ek wil net die waarheid sê. Soos hy gister opgetree het, soos 'n barbaar. En die ander mense sê, Zelensky is van die pad af.
Want hy het LGTB en hy soos ons demokrate. Maar waaragtig, dit wat hulle gister gedoen het, is nie van God nie. Nogal een frase vir die Here aangehaal. Zelensky vir hom sê, jy gaan dit voel. Ek het nog nooit gesien presidente kan so beklei nie, voor die TV. Hy sê, jy gaan dit voel wat jy nou doen. Hy sê, nee, ek gaan dit nie voel nie, want my God beskerm. Nogal reg, wat hy gesê het. Maar hy het hom nou by Putin geskaar. Kom ons kyk as Iran aangeval word. En Putin is saam met Iran, wat gebeur dan? Al wat ek vir julle sê, wat wil ek eintlik vir julle sê? Netanyahu wat ek baie van hou. As hulle hom aanval, stuur hy die vliegtuig. Ek sal gooi hulle. Maar Netanyahu sê baie in sy gesprekke, hoe hy teen Palestine is, en teen die moslems is, wat nie die LGTB wil toelaat nie. Hoor, wat doen ek nou? Ek wil net vir julle sê, ons hou van sekere goed van Rooie Straat, maar sekere goed hou sy van hom. En wat beteken dit? Ons moet ophou van 'n mens 'n God maak. Dis al wat ek wil sê. Ek laf dat die eendag sal julle my hoor as ek sê, ek like wat Trump nou gedoen het. En ek like dat hy vir Cyril 'n bietjie skop. Maar ek like nie dat ons Afrikaners nie 'n biddag uitroep vir Jesus nie. Maar ons vertrou Trump meer as vir Jesus. Ek staan saam met solidariteit. Ek staan saam met AgriForum wat gegaan het. Jy kan nie mense onderdruk nie. Ek stem saam met hulle. Maar hoor julle wat ek sê? Ons moet nie ons vertroue in 'n mens plaas nie. As ek die geleentheid het môre om met Trump te praat, gaan vra ek hom pas meer druk toe oor die aborsies. Gaan hom ook gebruik. As die oorlog daar klaar is, wil ek vir Zelensky nog lekker aanvat oor 'n paar goed. Wat sê ek, en ek sluit daarmee af by dit, moenie jou vertroue op 'n mens sit nie, dit kan ineenstort. Daar's mense wat nou dag op kyk net se puit sê, toe AfriForum oor is, toe sê hulle hierdie, sê die tannie, nou met Trump, wat vir ons gaan help, en Rooie Strauss op kyk net, gaan die land verander. Regtig, dankie tannie, dat jy so baie van my dink. Maar iets het jy mis. Ja, ek poog om hierdie land te verander, en ek kan, maar hoor gou mooi, daar's mense wat in my, ek het eendag in my gemeente in Beaconsfield gesê, ek gaan sulke beeltjies druk oor my. As sit julle dit in julle huis, daar aanbid julle my. Want van julle glo meer wat ek sê as wat God sê. En as ek nog op TV is, kyk wat het vanoggend op een van my gebedsgroepe wat 3-4 jaar oud is, wat mature is. Sit 'n vrou en die videoetjie sê met 'n Jesus gesig, as jy hierdie aanstuur en amen sê, raak jy die eerste miljonair in jou familie. Jy so uit die put van die hel uit. En ek kan jou nou al sê, die vrou gaan seker nou weer left of iets. Toe ek haar dit sê, hè? Maar sulke goed. Hierdie week was die ergste wat ek nog op Facebook, lyk vir my hulle boost dit nou. Dan neem hulle groot pampoen af, of hulle Photoshop hom, wat, maak hom groot. En dan weer 'n piesang, en dan sê hulle, it is coming for you, to become a millionaire, say amen. Dis uit die put van die hel. Daar staan ek mos net daar buite sê, amen, 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 amen. Nee, I put my trust in God, en hy sal voorsien. My God voorsien tot in die goed, wat ander mense sal voorlag. Ons het hierdie poeier gemaak, nee Lorenzo? Die tolla via. En ons het al baie sports gehad, ons lag self vir ons goed. En dan hap ek sommer so voor die studente so uit die Turks 5 blaar uit, en eet. En maak jokes, ons moet 'n bietjie lewe. Vir Stefan saamvat, laat ons kyk hoe hy daar opbereid. En weet julle wat? Dis die poeier het sien is, maar ons moet hom in pilvorm bring. Tussen 15 en 20.000 het is nodig. Vra vir François, the next morning, it was there. My vrou sê nogal uit alle goedheid, ons krag is swaar, en dit is so, ons moet 'n bietjie eers, vergeet nou net die pil ding, en laat ons by die krag kom. En sy is wyse woorde. Maar hierdie pil ding gaan vir die 30 hier inbring, en die volgende, ek maak toch nie medisyne met chemikalie nie, asseblief.
Is organic. Organic. Jy koop 1000 vir 'n kerk. Dan gooi jy hom so oor hulle uit, anointing. Nou gaan iemand weer net daai stuk uitsny. Sit streepies daar, laat hom nie uitsny. Maar in elk geval, dis hoe mense raak. Hulle raak mal. Mense, die eerste blinde wat ek voor gebid het, wat die Here se oë oopgemaak het ek modder aangemaak. Ek het nooit weer modder aangemaak nie. En opgesit en die blinde sien. Want die een oog was net blind. En die blinde sien. Ek het nie daarna as nou begin 'n pakkies modder maak en verkoop. Holy modderie. En as ek dit gedoen het, was ons nou klomp geld hier maar op pad hel toe. Stickers, holy stickers. Nou in Zimbabwe, pak hulle die kratte komkommer so. Ek wonder wat doen hulle met dit. Maar, en dan moet jy hom eet. Dan sit 'n holy komkommer. Moet hom net nie wat drink nie. Maar eet hom. Wat gaan met ons mense aan? As ek net, hoe op aarde, ek moet dan my tema net inbring. Wat gaan aan met ons? Wat gaan regtig aan met ons? Ons raak in goed betrokke wat ver van God af is. Hoor gou hierso. Ek kies sommer Daggy, kom vandag. Daggy, Lorenzo, Wallace, daar agter in die hoek. Kom. Okay, sê gou vir my, wat sê jy? Kom, praat net naby. Kan hy net gebruik. Vat gou so weg, Jous. Wat sê jy irriteer jou op aarde? Moenie nou change, ek soek jou boek eintlik. My selfsugtigheid. Jou selfsugtigheid. Dis nogal mooi, maar jy moet iets so 'n ander gekry het. Maar okay, staan daar. Jy? Hardhartigheid. Van jou? Ja. Ek wil hê julle moet oor ander mense praat, maar is mooi dat julle oor julleself praat. Gaan. Negativiteit. Van jou? Yes. Sê vir my, was die son warm laasweek? Baie warm. Toe jy daar tussen die Itola Fia skoffel, was dit lekker? Nee, man. Het jy nie gevoel jou gewrigte raak sommer los nie? Nee. Swak advertensie, gaan staan daar. Wag, ek wil hoor. Wat is die vraag gewees? Wat irriteer jou in ons wêreld? In ons wêreld, selfsugtigheid. Selfsugtigheid. Weet jy, jy's reg. Ek gestel daar, kom ons met die ou karretjie, gaan alles die kinders by die skool. Die mense, en ek weet almal met netjies se karre doen dit nie. Dan kan ons nie park waar ons wil hê, hulle druk vir ons uit. Hulle druk ons behoorlik uit, of jy moet wag, hulle eers, ek kan nou nie die voertuig se naam sê nie, ek ry ook van hulle nou, maar hoor gou mooi, dan moet hulle eers ry. Jy kry mense wat so selfsugtig is. Rudy, kom, ek wil 'n bietjie hoor. Wie is daar wat graag syne wil noem? Kom, Stefan, kom. Moenie 'n ander een uitdink nie. Why we all conscious live in peace and harmony. Ek wil jou eers om verskoning vra. Ek was nou laasweek so omgekrap met jou, ek loop weg, ek het net nie gebid, en ek dink, sukkel die ou met skilvers. Nou sien ek die spotses tot onder. Ek het regtig dit gedink, vat my hande net so. Yes, want ek kyk net, check haar. En ek dink, joh, maar hierdie ou sukkel met skilvers. Okay, ek wil nog oor gepraat het, Rudy staan daar. Okay, wat sê jy? Ek het gesê, my eie bitterheid en daar was niks van iemand anders, so wat my eie dinge. Maar jy sal nou moet oor dit kom. Ja, nee, ek het die eerste aand dat ek eerste worstel ek om my mense te vergewe. Moses 3 vers 3 sê, Moses. as jy mag jy in der ewigheid nooit weer glimlag nie. Moses 3 vers 3. Ek sal Moses 3 vers 3. Bybel wat ek lees, ek weet nie of hy daar is, maar ek sal Oh, okay. So, die Here wil hê ons moet glimlag. Wie is daar nog wat iets wil gesê het in hierdie wêreld? Almal het van hulself gepraat. Wat skree sommer uit, ek sal dit herhaal. Omotie, wat sê jy in hierdie wêreld? Wat irriteer jou? Mense wat lieg. Okay, lieg. Omotie sê sy leuen sê is lieg. Okay. Jy, Esna? Hoogmoedige mense. Jy, Jaco? Afgunstigheid in hierdie wêreld, hè? Nie 'n opstel nie, dis son. Maar kom jy hier? Ek wil dit hoor wat jy sê. Okay, Rikus.
Dis cool. Okay, wanneer is jy dan vergewe? As jy 'n persoon sy goed vir jou wil gee, en jy vergewe hom om terug te gee, en hy voel skuldig daaroor, dink jy change jou sy mind oor wat hy actually raar verkeerd gedoen het, of dink jy behalwe hom weer terug as 'n sonde? Ek weet nie. Ek dink dis wat my irriteer, skus. So dit irriteer jou as jy iemand vergewe, en hy val weer terug as 'n sonde. Jy's reg, Rikus, dankie vir daai een, staan daar. Okay, nou wil ek vir julle gou sê, hoor gou mooi. Hy sê, laat, soos in die hemel, net so ook op die aarde, laat u wil geskied. Wat beteken wil? God se planne, God het die planne nie, hy is die plan, of hoe wil ek, hy maak die planne nie, hy is net daar. Ek hoop ek kom reg uit met dit. Maar, hoor gou mooi, wat is God se wil? Dit wat hy wil laat gebeur. En dit moet gebeur. Alwaar dit fake is en vou, is as ons as mens na ons aanjag. Maar God is altyd reg. So, hy sê, laat dit hier geskied, net soos in die hemel. Kom ons vra eers, is dit so warm in die hemel soos hier? Nee, okay, hy skryf is toe aan Eva met die appeletery. Okay, anders was dit anders. Paulus sê, ek was in die paradys, en ek het onuitspreeklike woorde gehoor, wat ek nie kan hier praat nie. Ek glo daar's woorde, as God nou daai woorde, ander alfabet, ander woorde, as hy daai woord nou sê, val ons allemaal disintegreer ons. Dit is his power. Paulus sê, ek het woorde gehoor wat ek eers kan uitspreek. Ek het al baie vir die Here gesê, ek wil 'n ander woord as dankie hê, want daar is soveel mense, God is so goed vir ons. Ek wil nie net dankie meer sê vir hom nie. Ek wil hom iets anders sê. En ek glo, ons gaan daai woorde kry in die hemel. Dit gaan 'n natural woord wees. Nou hoor ek, onvergewensgesindheid, gaan jy dit in die hemel kry? Hy sê, dan wil ek dit hier ook hê. Dit is wat die Onse Vader sê. Gaan jy diewe, sakkerollers in die hemel kry? Hy sê, dan wil ek dit hier ook hê. Gaan jy plaasmoorde in die hemel kry? Hy sê, dan wil ek dit hier ook hê. Gaan jy skaapboere in die hemel kry? Nee, daar is 'n skaap, hè. Nee, ek spot dit, dis nou iets anders. 'n Ander topic. God het ons opdragte gegee om goed te kom doen nie. Is daar kanker in die hemel? Hy sê, dan soek ek dit hierdie. So, sal God iets vir mense gee, wat hy gesê het, ek soek net soos in die hemel, so soek ek dit op die aarde. Sal hy dan sê, hier is vir jou kanker? God het nog nooit vir iemand kanker gegee nie. Nog nooit. Is daar in die hemel 'n twisgierige vrou? Praat. Moenie stil bly nou nie, or hold your peace. Is daar twisgierige vroue in Frans in die hemel? Nee! As hoekom het 'n halfuur stil is, net om te check wie van hulle is daar. Dat hulle moet gaan. Hoekom is daar die vrouens in die hemel nie? Want as 'n hele halfuur wat hulle moet stil bly, hulle kan nie stil bly nie. Maar nou val ek ook onder daai kategorie. Mense, luister net na my boodskap, laat julle tog nou nie weer party-stukkies uitsny, Roy sê, gaan nou nie vrouens hemel toe nie. Want ek het eendag gesê, my rooi kar gaan in 'n glaskas in die hemel wees, op Kuruman, as 'n getuienis, wat God gedoen het. Toe loop daar mense uit die kerk uit. Toe sê hulle, omdat Roy sê, daar is nou 'n glaskas. En ek dink julle was nog daai dag daar. Ja, miskien is dit julle wat geloop het. Dominee het my vertel. Toe loop mense omdat Roy sê, daar gaan 'n glaskas met 'n kar in die hemel wees. Luister na beeldspraak, luister na wat ek sê. 10 is die kar daar. Hy is nie oliemars in die hemel. Dat kan ek jou garantie. Daarom is daar die fortsie. Maar kom ons los dit nou. Is daar verkoue in die hemel? Is daar ongelukkigheid? Ek daag vandag, en ek probeer nie snaaks wees nie. Ek daag vandag, en ek sluit amper af. Almal van julle wat so God tart met man en man trou en vrou trou. Ek daag julle vandag uit. Om die dag, as ons voor God se troon staan, jy man met 'n ander man gaan hande vat voor sy troon. Ek daag jou uit. Vrou, ek daag jou uit. Ek weet dat hierdie uitdaging wat ek nou doen, as van julle wat dadelik nou besef, ek sal dit nooit doen nie.
Want God is heilig. Dan weet jy moet dit ook hier doen nie. Is daar 'n pride optog in die hemel, wat hulle gister en eergister in Kaapstad gehou het. Hierdie land gaan vir hom kry. Hulle het gister, as ons net laat ek 'n kind, wat 'n kind is, 'n Bybel dra, dan gaan hulle op my keel af, op social media. Want die kind moet nie bloot. Hulle het gister laat kinders, pride, LGTB se vlaag dra. Julle duiwels, God gaan julle kry. Ek spreek het uit in Jesus naam. God gaan Kaapstad skoonmaak van die LGTB. Nie ekie, niemand nie. Menseregte kommissie, daag God uit, laat hy daar aan die beskuldigde bank kom staan. Moenie my uitdaag nie, ek is net die boodskapper. God gaan Kaapstad skoonmaak. Wat ek nou sê. Ek wil dit weer 'n keer sê in 2025, in Maart maand, God gaan Suid-Afrika kom hit, en God gaan Kaapstad skoonmaak van LGTB. Julle wil met hom speel. Gaan maar af. Dankie. Ek sluit af om julle van hierdie wonderlike God te vertel. Ek sluit af, want ons moet hom vereer deur 'n getuienis. Ons moet hom eer gee. Ek kom, ek word nie kerks hoop toe uitgenooi. Strys is dan het 8, dink ek, graad 10. Ja, en Saar, kan jy dit glo? Of daarom? Hoe oud was julle in Kimberley wat hy daar was? Maar oké. Jy weet dis jou kind, Saar. Kijk, nou moet jy laai gesag sien, toe ek dit sê. Maar luister gou, jy het toe my omgeruil in die hospitaal. Ok, nee, ek maak het seker. Ok, nou, vir die mense by die huis, voor ek nou weer, dis die kameraman waaroor ek 'n grappie maak. Ok, nou, jy moet alles verduidelik. Toe die ambulans nou die dag hier uitry en ek neem 'n video daaroor. En ek wys nog al, want ek wil vir die ouers wys, vir vrou Luka en vir Anna. Het ek vir my gekry, julle kan nog gaan kyk vroeër die week. Daar op Facebook, hoe lyk dit daar? Ek is uitgesort, omdat ek 'n ambulans afneem. Die een vrou sê regtig, hoekom jy nie ambulans manne afgeneem? Ek sê nie, hy bestuur die ambulans. Want toe raak ek sarkasties. Jesus het ook op 'n tyd sarkasties geraak, as hulle nie kan stop met hulle nonsens nie. Maar hoor gemooi, hulle nooi my uit Niekerks Hoop toe, maar dit was so 'n halwe uitnodiging, as ek dit so kan stel. En ek is toe ook so halflus. En ek is nie lus om te gaan nie. Dis deur 'n week aan. Ek is regtig, en ek sê toe, ek dink ek gaan kom nie, vir die pastoor. En ek gaan raak by 9:00 die oggend, 8:00 die oggend, so moeg, net na ek opgestaan. Ek kan nie wakker bly nie, ek is ontsettend. En ek gaan lê, ek onthou sommer in ander se kamer, gaan lê net so, en ek raak in die slaap, en 'n droom kom by my, en die Here wys vir my 'n blinde, en die blinde se oë moet open, op Niekerks Hoop. Ek skrik wakker, ek het seker 10 minute, en ek is dadelik reg, nie meer moegheid. En ek spring op, en ek bel die pastoor, ek sê ek is op pad. En ek en Strys, dit was ons eerste uitreiking, saam. Ons sleep. Ek weet nie hoekom het ek hom opgelei nie. Maar hy was nog nie die skool uit nie. Dit moes in 'n vakansie gewees het of iets. En ons sleep van Kimberley af Niekerks Hoop toe. Ek preek, 'n ou met kirke raak gesond, maar geen blinde nie. Ek so 'n bietjie teleurgesteld. Is dit hoe ek luister of wat het gebeur? Die Here sê hy sal deur drome praat. En ek sê, is hier nie iemand wat blind is nie? Hulle sê niemand hier nie. Ek sê, is daar iemand in die dorp? Ja, hulle gaan haal haar. Nou moet jy weet, wanneer die salwing, ons voel mos so, ons het nou gesing, nou wag ons vir 1/2 uur. Nou staan almal daar, ons wag nou. Nou begin voel jy nie meer vir kerk hou nie. Jy voel nou, hoe verdwyn dit was nou lekker hittig, in die Here. Nou begin sê die duiwel, haha, lekker nonsens aangejaag, hierdie aand het mooi afgesluit.
'n man het onder sy kurke uit, hy stap huis toe, maar nou gaan jy jou naam met 'n plank slaan. Hier kom het nou! Hulle bring die vrou, en terwyl ek nog aan my kop so redeneer, sy het 'n knop op haar kop, haar kopdoek, maar hy kom sommer so uit, amper soos 'n renosterhoring, staan hy, en toe ek die botteltjie so vat om te wil gooi op my hand, kap die botteltjie teen haar knop, en hy kantel, en het val in haar gesig, en ek skree net, Jesus naam, en die oë is oop. Sy sê die oggend staan sy, en sy was, sy kan niks sien nie, sy staan en was by die skotteltjie, haar was goed, en die Here sê vir haar, jou genesing is op hand, en ons kyk die tyd, toe God het vir haar sê, toe is dit wat ek het droom. Ek en jy moet wake up wees, kan ons sy drome hoor, kan sy stem hoor, en dit is iets wat my gruwelik, hierdie wat die selfoon my besig hou op onnodig, ek moet werk op die selfoon, daar is baie werk wat ek moet doen, maar onnodige goed, dit steel my tyd van sulke goed, om te hoor. Ek sluit af met dit, ons ry dan ook terug van die Kerkshoop af. Die Kerkshoop het nie takeaways nie. Daar waar jy aankom sluit voor Griekostad, stop ek. My partner wat saam met my is, het nog nie een woord met my in die aand gepraat nie. Toe het hy nog nie kameras gehad nie, nie so en toe nie ook nie terug nie. Hy praat met homself, hy's 'n man wat sê, hy praat 3% per dag. Ek haal 'n blikkie beef uit, dan ry hom oop. Nou nog as ek verby die bord ry, daar's nie 'n tyd wat ek aan. Ek maak so oop. Ek sny hom mooi in die middel met die mes. Ek sê, Struis, is vir jou beef. En my partner praat met my. Ek eet die beefie, daarin is harte. Vandag dink ek eet jy beef, nee, Struis. Nou, toe ry ek maar en toe het ek 'n vol blik, wat ek eet, en ek gaan deliver hom by sy ma se huis, honger. Laai ek hom af. Die Here is lief vir julle, Vader in Jesus naam, bid ek vandag, raak ons aan, laat ons, dit wat ons aanpak, is U in die hemel ook tevrede, wat ek nou aanpak. Ek dink ons mis baie goed, Here, as ons so swys, of kap, of ietsie doen, smile U ook, en kyk so en sê, ek het hulle so lief. So Fredo die vleis afval, laai, tot dit stel U belang. Fredo, dankie dat jy dit vir die krokodille doen. Dan smile God op jou. En ek gaan nou nie eers daar na Fredo se meisie se kant toe kom oor die krokshop nie. Maar U is ook so opgewonde as die lorry kom stop en sy laai af. Here, as Karina daar besig is met die posstudente, dan smile U. Otti kom aanbied vir nog 'n job en hy's reeds die oudste, dan smile U. Here, dankie dat U oor ons smile. Dankie dat U oor ons belangstel. Dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U vir ons omgee. U is waarlik 'n goeie God. In Jesus naam, amen.